Hartlike goeiedag en jy's ingeskakel hier by Live FM en onthou, die program waarna jy luister is Bidstop met God, saam met my, Dominee Willie Henning van die Agape gemeente daar in Potchefstroom. En die lese is, waar die tekkie die teer tref, daar moet ek en jy soos Jesus leef. Nou dit sê vir my, as die dinge moeilik raak, dan moet ons soos Jesus leef. Daar is nie ander bewoording nie. En ek wil graag hê jy moet vir jouself sê, doen ek dit, kan ek? En natuurlik, ons kom juist by daardie gedagte uit vandag, met die verhale van Petrus. Petrus se brief, 1 Petrus 4, ja, die visserman se storie. Nou ek weet as ek hom so vir jou vertel, dan sê vir my, maar hy was ook 'n visserman. Jy was 'n visserman. Ken jy baie vissermanne? Ja, baie vissermanne kan klomp stories vertel, né? Ek kan vertel hoeveel ure was hulle daar by die water, hoeveel groot was die vis maar Petrus kom en hy beskryf en hy vertel vir ons iets wonderlik. Hy vertel vir ons geïnspireerd deur die Heilige Gees en ons moet ons koppe laat sak en sê, Here, wat het U kon doen vir hierdie visserman? Iets wonderlik. Nou ek wil vir jou kom bemoedig, as jy besig is met dit, saam met my in hierdie afgelope tyd met 1 Petrus, en dan sak ek ook my kop, van my tweede naam is Petrus, ek is nou Willem Petrus, so ek weet altyd as mamma geroep het, Willem Petrus Henning, dan weet ek, jy moet beweeg, maar weer as ek so stil raak, dan sê ek, ag Here, kom help ook hierdie ou Petrusie, om so te verander. Help vir my dat ek ook by so 'n plek kan kom om geesvervulde woorde te kan uiter, te kan skrywe, in my hart oor te dra, dit wat in my gedagtes neerpen, of neerbuitel, en ek moet dit gaan neerpen, maar Here, dit wat ek graag wil oordra, dit wat eintlik U wil hê, wat ek moet sê, help vir my daartoe. So vandag is ons daar by, by 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1. Die opskrif wat ek hier gegee het is om te sê, ek gaan met jou gesels, bewapen jouself met dieselfde gedagte as Jesus Christus. Hoor nou, bewapen jouself met dieselfde gedagte as Jesus Christus. En ek gaan vir jou lees, 1 Petrus 4 vers 1 ter inleiding van die program, en dan gaan ons dit so hoofstuk vir hoofstuk uitpak. Want weet wat, voorheen, hoofstuk 3 het Petrus ons nou vertel van Christus, hy het gaan sit daar aan die regterhand van God, en wie sy, wat is sy alle magte is natuurlik onder hom, hy sê, en omdat Christus dan vir ons gelei het, hy het vlees geword, en dan kom hy met hierdie gedagte hier in die hoofstuk, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. Christus, realiteit, werklikheid, het kom sterf. Moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. Nou kom ek lees weer. Ek sien ek lees my so gebroken. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Dis 'n mondvol. Petrus beskryf dit so mooi, en ek hoop jy kan dit so 'n bietjie gaan dink, want hierdie woordjie omdat is eintlik nou om 'n afleiding daar te stel, om te sê, onthou nou wat het ons vir mekaar gesê, is 'n afleiding, is 'n gevolgtrekking, is dit die regte woord, 'n gevolgtrekking, om te kan kom sê, luister, daardie die teologie, kan ek sê, die dogma, die leerstelling van die kruis, en wat ons bespreek het, sê Petrus, luister, daar is nou praktiese implikasies. Dit moet nou uitwerking hê in jou en my lewe. En Petrus kom en hy sê, luister, ek skryf vir julle wat in werklike druk verkeer. Vir daai kinders van die Here wat regtig dit gaan moeilik. Onthou nou vir wie hy skryf, in daai tyd, die konteks is, van hierdie mense, hulle word uitgesluit in die werksplek, hulle kry nie werkie, hulle gesinne verwerp hulle selfs. Die keiser sê vir hulle, luister man, hier is 'n gevaarlike dwaling, 'n sekte, wat hier rond beweeg, en later het hulle mis beskuldig van selfs die brand. En ek wonder of hulle kon vir mekaar gesê het, weet wat, is God ooit nog lewendig? Is dit nog die moeite werd om God te dien? Is dit so? Is dit wat jy al gesê het? En dan kom Petrus en hy sê, is nie oppervlakkig nie, hy sê nie net bly positief nie. Hy kom en hy sê, hoor, ek en jy moet ons bewapen.
As 'n gedagtegang wat ons moet hê. Nou, geniet die musiek, ons gesels verder hier by Pitstop met God, saam met my Dominee Willie Henning. Ek wil vir jou sê, ek is bly jy bly ingeskakel, want daar waar jy nou is en ek het jou gelaat daarmee om te sê, luister, is nie net oppervlakkig wat Petrus nou kom deel nie, dis ook nie net dink positief nie, nee, sy antwoord is gegrond in die realiteit van Christus se lyding. Die sekerheid van God se eindbestemming vir jou. En wat jy ook al nou beleef is om te kan kom en te kan sê, maar kom gee oor. Want weet wat, daai boodskap vir daardie is net so relevant vir ons. So hy sê vir hulle, luister, moenie verbaas wees as daar lyding kom nie. Ek wil vandag ook vir jou sê, moenie verbaas wees as daar lyding kom nie. Hoor jy? As daar lyding kom, as daar pyn kom nie, as daar trauma kom, as daar dinge gebeur, as daar krisisse gebeur, moenie verbaas wees nie. Inteendeel sê Petrus, wees gereed daaroor. Hoekom? Ek moet my beginne panser en moet beginne dink van dit gaan gebeur. En in daai omstandighede leef heilig. Verheerlik God daardeur, verheerlik God selfs deur wat jy mag meegaan. En ek weet jy sê Dominee, maar dis 'n tolorder. Jy ken nie my lewe nie. Jy weet nie waardeur ek gaan nie. As ek jou luister ek jou op die radio, as ek jou sien, dan sien ek jou op die kansel, of ek sien jou by 'n preekgeleentheid of waar jy bedien, maar dis wat ek van jou weet, maar jy ken nie vir my en my omstandighede nie. Ag, en ek kan dit seker vir jouself sê, jy ken ook nie my omstandighede nie. Maar ek wil vir jou sê, ek en jy, boetie en sussie, ons moet hande vat, en ons moet na die Here toe kom en sê, Here, vandag, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. Hoor jy, wie's daai ons? Hoeveel ons is daar in jou pond, het my ma altyd gesê. Jou mense het mos altyd gesê, hoeveel ons is daar in jou pond? Nou ek wil vir jou sê, ek hoor jou, ek vat presies wat die woord vir my ook sê. Die Here praat met my ook. Met my ook. En as ek dink aan die profete van ouds, hulle het nie vrygespring as hulle weggevoer was in ballingskap en as daar hongersnood en as daar oorlog. Hulle het nie vrygespring nie. En daarom, ek weet soms dan kyk die mense kyk na die dominee en die pastoor en daar die leier met 'n ander oog en dink hy super duper Superman of hy het hoe sê die een man nou die dag vir my, maar jy het 'n direkte lyn daar na die hemel toe. Hy tog weer, ons is mense en ek is ook deel van die liggaam en ek is ook 'n skapie. Hoor jy? Ek wil jou bemoedig, ek verstaan vir jou waar jy kan deurgaan en ek wil jou kom bemoedig uit die woorde van Petrus. Luister, die Here weet, en as jy moeilikheid deurgaan, die Here weet daarvan. Hierdie gedagte wat hy sê, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte. Daai wapen is om te sê, ek moet die volle bewapening doen, soos 'n soldaat wat gaan na die oorlogsveld toe, na die gevegsveld. Ek moet nie net sê, en inteendeel, ek dink so baie keer, jy weet, ons sê net vir mekaar, nee, gee net die wat is dit, die R1 of die wat so wapen, dan gaan jy. En baie keer wonder ek, hoe gaan ons met die wapenrusting, as ons dink van die Efesiërs, gaan ons net met die swaard, maar jy kan nie halfpad gewapen gaan en dink jy gaan 'n oorwinning behaal nie, nee. Maar hierdie gesprek is nie dit wat Petrus sê nie, hy sê nee, dis nie wat ek met jou wil praat nie. Nee. Hy sê van weet wat, as jy onbewapen is met hierdie wapen, hoor nou, as jy nie hierdie wapen het in jou arsenaal nie, dan is die kanse goed, jy's dood. Jy gaan nie die geveg maak nie. 'n onbewapende soldaat is 'n dooie soldaat. En jy benadeel die een wat langs jou veg ook. Maar wat is hierdie wapen? Is dit 'n swaard? As nou gepraat oor, is dit 'n pistool, is dit 'n R1? Nee. Is dit menslike wilskrag? Ja, hier sterk. Menslike wilskrag. Nee, Petrus sê nee, kom ek vertel jou. Hierdie is 'n soort gedagte. Hy sê, met dieselfde gedagte, 'n tipe denke, 'n manier van dink, innerlike gesteldheid. Kan ek vir jou sê, kan dit 'n lewensuitkyk wees, 'n lewensfilosofie, 'n perspektief om te sê, daar in jou werklike, daar die innerlike, daar waar jy is, jou uitkyk in die lewe, jou keuses en hoe jy besluit te neem, daai gedagte moet wees soos, hoe sê hy, dat naamlik hy wat na die vlees, soos Christus, nee, ons moet soos Christus, omdat Christus, ons moet daai selfde bewapening hê, met dieselfde gedagte, want wat het Christus gedoen? Watter ingesteldheid was daar? En wat kan ons sê van Christus? Weet jy ooit wat was Christus se ingesteldheid?
Weet jy, nou ek gaan vir jy so paartjies net noem, dat ek en jy bietjie kan herkou hier oor terwyl ons luister, en as jy bestuur wonderlik, wees net versigtig op die pad, en as jy kan aftrek, 'n pitstop hou, met God, ou mens trek 'n pitstop, gaan klim af van die pad, as jy by die huis is, kan jy bietjie rus, as jy miskien 'n lunchbreak het, miskien is jy daar besig om te wag vir jou kinders na skool, maar hoor wat was Christus se ingesteldheid, hy het nie vir homself geleef nie, ja, het jy hom? Hy het nie vir homself geleef nie. Ek dink in 'n groot mate hier is een van ons kommers en ons probleme in die wêreld, ons almal leef vir onsself. Me, myself and I. Hy het nie vir homself geleef nie. Filippense 2 vers 7 sê dit vir ons. Hy het ook nie van pyn weggeskram nie. Inteendeel het hy dit omhels as deel van die Vader se wil. Ek en jy sukkel daarmee, ons sukkel swaar, ek sluk swaar. Ek sê vir jou nou, as pyn kom en lyding kom, dit vat vir my baie lank voor ek kan toegee en sê, okay Here, ek verstaan, selfs in hierdie is hy met my. Ek onthou in daardie tyd, deur 'n geweldige krisis gegaan, tot die Here vir my daar in Job, en ek weet jy sê vir my, ag Dominee, bly tog nou weg van Job, maar die Here bring my toe daar by Job 5. En daar buig ek voor die Here en sê, okay Here, ek moet dit ter harte neem, ek hoor wat U vir my sê, ek hoor dit. Is jy daar? En jy worstel? Hy sê, hy het gesterf as die regverdige vir die onregverdiges. Ons het dit behandel in Petrus net vorige hoofstukke. Hy het homself aan God toe vertrou. Nie aan die uitkoms nie, nie aan die uitkoms van die oomblik nie, net vir nou nie, want hy het God vertrou. En dan sê hy, ek het hierdie gebod ontvang van my Vader, dis hoekom hy het hom vertrou in die gebod wat hy van sy Vader ontvang. Hy kan sy lewe neerlê, maar hy gaan dit weer kan opneem. Prys die Here. Is dit 'n teenstrydigheid? Kan dit wees 'n teenstrydigheid vir die kind van die Here, om te kan sê, maar weet wat, ek kan in daardie gesindheid leef? Ek kan so leef ten spyte van hierdie wêreld, onregverdigheid en dinge wat gedoen en gesê word, en ek weet jy kyk na ander mense en jy sê vir my, maar Dominee, ek kyk daai een is so suksesvol, en ek sien daardie een presteer, en ek sien daardie een, en ek weet hoe kan dit voel, luister, ek wens ek kan met jou tyd maak en sê op 'n koppie koffie, kom gesels net bietjie met my, dat ek kan hoor, waar is jou hakplek, en dan stap ons die pad verder, en dan soek ons die Here gee vir ons heerlike oorwinning. Maar hoor wat sê hy, dat naamlik hy wat na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Nou Petrus sê nie die sonde maak ons volmaak nie, hoor jy? Of die sterwe, jammer, die sterwe wanneer ons sterf nie, want hy sê, dat naamlik hy wat na die vlees gelei het, as jy gesterf het, dan het jy opgehou met die sonde nie. Van baie mense dink jy aan, om te sê, as ek die dag gesterf het, dan is ek heilig, en my sterwensuur sal my sonde uitsorteer en my skuld. Dis nie dit nie. Petrus sê dat, luister, in hierdie lyding wat ek en jy deurgaan, in daai krisis, is daar iets wat gebeur, want dat naamlik hy wat na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. Dit sê ook ongelukkig nie, ek kan nie weer gaan sonde doen nie. Dis nou hier wat die krisis is. Maar wat hy eintlik sê is, dat wanneer ek in lyding gepaard gaan, en wanneer daar in 'n krisis is, en om trauma beleef, en daai tipe dinge in my lewe, dan behoort daai lyding 'n effek te hê in my, hoe ek my lewe nou verder leef. Dit behoort dit te hê. Ons het nou gesê, wat het hy daarbo gesê vir ons? Ek wil net gou daar by daai nota uitkom. Ons het nou vir mekaar gesê, wat sê hy? Sodat hy die tyd wat oorbly in die vlees, die oorige tyd, die tyd wat oorbly in die vlees, dat ek sal reg leef. So, ekskuus. So dit sê vir my, luister, ek en jy moet by daai plekkie kan kom om te sê, wat verander lyding in jou en my lewe, ten opsigte van die lewe wat ek hierna gaan leef? Wat ek verder gaan leef? Wat ek nou gaan leef? Want lewe, as ek hierdie verstaan, dan sê dit vir my, daai lyding moet 'n effek hê, hoe ek met sonde nou gaan omgaan. Nee, ek wil nie meer gaan sonde doen nie. Nee. Ek wil nie my verhouding met God skade laat lei nie. Nee, is nie vir my skande nie.
Ek wil nie 'n geleentheid laat verbygaan om te groei geestelik nie. Ek wil ook nie kompromie aangaan met sonde nie. Ek wil nie my verhouding, my greep wat die Here op my hart het in my lewe het. Here, ek wil nie dit verloor nie. Ek wil dit behou. Daarom is ek wil wegkom van sonde. Ek wil nie weer sonde doen nie. Ek wil begin leef soos wat U van my vra, heilig. Nou daar sê hy, die musiek is op hande. Ag, moenie wegraak hier. Kom terug. Ons gesels lekker hier by Pitstop met God op Live FM. Daar sê hy, luister, ons gesels diep dinge. Hierdie is bietjie dieper, want hy sny ook maar naby hier by my ook. Hier is 2 snydende swaard, die een kant kap en die ander kant sny terug, né? Moet nooit dit vergeet nie. Want ek dink baie keer in lyding, soms moet ons mekaar sê, wat moet ek prys gee in lyding? En ek wil jou sê, baie keer maak lyding en trauma, daardie effek in ons lewe bring ons nader aan God. Ons neem 'n besluit dalk vir die Here, maar ander kom waarlik by die Here uit in daai krisistye om te sê, Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, Here. Ek is bereid dat ek sal prys gee enige iets wat U van my vra. Ek sal. En dan bid ek dat jy dit sal bedoel. Dat dit nie net 'n storie sal wees in om die Here te paai nie, né? En om die Here te sê, Here, maar as daar iets is wat ek moet prys gee, wat dit ook al mag wees, kan dit 'n verhouding wees? Miskien is daar 'n werksgeleentheid wat ek eerder moet sê, hoorie, laat ek hom maar eerder laat gaan, want dis nie waar die Here wil hê ek moet gaan werk nie. Daar's baie plekke, kind van die Here, wat ek weet jy mag nie daar werk nie. Moenie daar gaan werk nie. En ek gaan nie met sonde verder voortgaan nie. Nee. Want sien wanneer ek by daai plekkie kan kom om te sê lyding het 'n effek op my om ewe skielik te begin dink aan die ewigheid en om te kyk na hierdie aarde om te sê, weet wat, die wêreld is nie die alfa en die omega nie. Nee. Wat jy nou beleef is nie die alfa en die omega nie. En wat jy het is ook nie die alfa en die omega. Nee. Want weet dit, hy breek daai hou vas wat die wêreld en die vyand en mense op jou het as jy sê vir jouself sê, Here, selfs in hierdie lyding omhels ek, want ek weet U is daarin en dit bring my nader aan U. Wat wil U daardeur bereik? Kan jy dit vra? Ek moet dit ook vra. Ja, ek moet dit ook vra. Ek vra dit gereeld, Here, wat wil U daarmee bereik? Kan ek met jou praat net as 'n illustrasie? En jy gaan nou vir my sê, ag, die Comrades was nou die dag en almal praat altyd oor die marathon atleet, maar weet jy, ek wil hom weer wakker maak daar in jou gedagtes, want die marathon atleet, hy hou aan oefen, al brand sy spiere. Al reën dit, al slaap die ander. Hy bly 'n uur, 2 ure op die pad. Man, hy man is moeg, hy vrou is moeg. Pap nat gesweet, alles pyn, maar hy druk deur. Want hulle verstaan dat die voorbereiding bepaal die oorwinning. Ai, my boetie, my sussie, moet ek nou vir jou preek vandag? Die voorbereiding bepaal die oorwinning. Nou, kind van die Here, hoe moet ek en jy nou voorberei? Ai, tog as daar nie stryd is nie. As daar nie 'n marathon is nie. Ons is mos nou in die wedren. Ons moet beweeg. Ja, en hulle doen dinge wat nie lekker is nie. Ons sê hulle van goed. Jy weet dit mos altyd. Ons sê dit vir altyd vir mense. Ja, hulle eet ook nie wat hulle wil nie. Hulle eet baie spesiale selektiewe eetplan. Ek het gekyk van hierdie mense toe hulle daar na die Comrades toe gegaan het. Jy kan nie glo hoeveel pakkies kos het hulle in nie. Ek kan nie dit gedink het deur daai hardloop eet hulle ook nie. En baie selektief wat hulle eet en wat hulle drink. Ek het my hande saamgeslaan. En ek dink die een vroukie wat daaroor gesels het nogal gesê, dan het sy ekstra spares, kan ek sê, altyd ekstra kos gevat. Ek kon dit nie geglo het nie. Ek het eintlik my hande saamgeslaan en gesê, wat? Alles vir daai een dag. Ek praat nie eers van die oefen en die eetplan voor die tyd nie. Glad nie. Ek praat nie eers van die tekkies nie. Maar hulle is voorbereid vir hierdie om te sê, want daar kom 'n kompetisie. Nou, kind van die Here, ek en jy ook. Ons is in hierdie marathon. Ons is besig met 'n kompetisie. En aan die ander kant wil ek jou sê, ons is besig met 'n stryd. So ek en jy moet waar begin? Hier, so ons perspektief, ons gedagtes, hoe ons dinge sien. Het ons Christus se gedagtes? Bedink ons Christus? Bedink ons die koninkryk? Bedink ons die ewigheid hierna? Of is ons so kortbondig en kortsigtig? Ons dink net aan die hier en nou. Is dit? As ek jou vra in daai tyd, en wat is jy bereid
Want dit kos 'n prys, né? Dit is gratis. Ek weet aan die een kant sê ek vir jou die evangelie is gratis, want Christus het dit klaar gedoen en ons kan hom nie paai of omkoop nie. Maar wat het die Here al besig met jou om te gesels en te sê, ek praat met jou, maar hierdie een ding staan tussen my en jou. Hoekom gee jy dit nie prys nie? Is dit 'n verhouding? Is dit 'n verhouding wat jy met prys gee? Jy weet jy moet dit prys gee. Maar jy hou vas en jy hou vas en jy hou vas en jy het verskoning op verskoning en jou geestelike lewe, jou siel ly skade as gevolg van daai verhouding. Is dit 'n vriendskap miskien? Vriendskap met vriende, jy weet dit. Ons het nou nog gesels oor die bevordering. Miskien is dit jou sosiale status wat jou vashou om te sê, maar as ek nou met die Here aanneem, weet jy wat gaan die Here van my? Miskien is dit jou persepsie van wat jy dink 'n kind van die Here is. Om te dink, hy kan nie die lewe geniet nie, hy of sy kan nie bly wees nie, kan nie vreugde, want jy vind jou vreugde by ander dinge en ander plekke en ander mense as by God. Hoe gaan jy weet? Jy gaan nie weet, jy maak afleidings. Is dit? Wat verander in my lewe wanneer ek werklik by die kruis van Golgotha uitkom, by Jesus uitkom? Kan ek jou sê het my lewe verander? Drasties, radikaal. Hoe het jou lewe verander? Is jy toegewyd aan die Here? Kan ek jou vra, watter areas van jou lewe reflekteer nog daar wat jy is, kind van die Here nou in hierdie hoedanigheid, reflekteer nog 'n gemaksigtige evangelie, eerder as die een van die kruis. Jy is nog vasgevang in jou gemaksig, in jou eie wil, en jou eie doen en laat, en jou eie opinies, en jou eie kritiek, en jou eie klagtes, en al die dinge van, het gaan net oor jou. Is jy nog vasgevang? Kan ek vir jou dit vra? En Petrus sê hierdie woorde so mooi, hy kom by daai 1 Petrus 4 vers 3, en jy moet daar antwoord vir daai vorige vraag wat ek jou gelaat het, maar nou kom Petrus, nou sê hy, want dit is genoeg. Want dit is genoeg. Luister, genoeg is genoeg. Klaar, kry het klaar. Hy sê, want dit is genoeg dat ons in die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Hy vertel dit vir daardie gemeente wat vreemdeling is, wat verwilderd is, wat rondgejaag word, verstrooid is. Hy vertel hulle, hy sê, luister, is genoeg. Jy kan nie meer leef soos daardie mense in omgewing waar jy jou nou bevind in die kultuur nie. Jy kan nie, jy mag nie. Hulle leef in 'n goddelose tyd en era, ongebondenheid. Ongebondenheid. En hy kom en hy sê, is nou genoeg, is klaar, is genoeg. Dis nou toereikend, genoeg, kry klaar. Dis voldoende. Jy het nou die lewe geleef soos wat jy al die jare geleef het in sonde. En volgens die heidene en die kultuur en die omgewing en al hierdie dinge wat jy kan opgenoem het en gesê het, wat jy nie wil prys gee nie, maar hy sê, luister, kom by 'n plekkie en sê, dis genoeg. As jy nie moeg vir jou lewe in jou sonde en jy val en opstaan nie, en daai neerlaag wat jy ly, dag na dag, en hy kan nie jou meer beteel nie, jy kan ook jou mond beteel nie, jy kan ook jou woorde beteel nie, jy's eintlik oorgegee, jy's maar 'n diensknegt van die sonde, want jy doen dit oor en oor, jy kan ook nie sê nee nie, jy's heeltyd besig om jy oor te gee aan sonde. Vermaak en verruklikheid van sinne, om te kan kom, om te kan sê, maar ek wil ek wil net genot hê. Is dit jou lewe? En nou sê Petrus, nee, want dit is genoeg. Is genoeg dat ons in die afgelope lewenstyd so geleef. Luister, jy kry 'n ander lewe. Jy moet 'n ander lewe hê. In Christus is jy 'n nuwe skepsel. Hoe is dit moontlik dat jy kan voortgaan om te lewe? Jy kan nie leef en sê ek het die Here Jesus ontmoet en ek bly in my sonde voortgaan nie. Jy kan nie. Ek maak nie saak wat jy vir my sê nie, maak nie saak wat jy vir my probeer verskonings gee nie. Die woord van God sê jy moet verander. Die Heilige Gees se werk is om Christus in jou lewe te verhoog en jou nader aan hom te bring, meer te verander, om jou heilig te maak. Nie hoogheilig soos wat mense vir jou sal sê, skyn, ek praat nie daaroor, jy weet ook in my hart, dis nie wat ek vir jou sê nie. Nee. Maar Petrus kom en hy sê, kry nou klaar, maak die deur toe, maak die verlede toe, sê, Here, ek is klaar. Hierdie sê ek nou vir jou, as jy met my sal saam bly, en ek bid, ek gesels weer met jou volgende week, as jy ingeskakel sal bly, op Pitstop met God vir hierdie paar programme wat nog voor lê, wil ek met jou bitter graag tyd maak hiermee, want weet wat, hierdie is 'n ongelooflike kragtige, kan ek sê, boodskap vir jou wat luister om te sê, ek en jy,
hoef nie vasgevang te wees in die skuld van ons verlede nie. Ons hoef nie vasgevang te wees in die skuld van ons verlede nie. Daar is 'n oplossing, daar is 'n antwoord, en hy is 'n persoon met die naam van Jesus Christus. Ek wil jou los daarmee. Kan ek jou los daarmee? Ek los jou. Ek groet vir jou nou, tot volgende week soos die Here wil, dan gesels ons weer hier by Pitstop met God, saam met my, Dominee Willie Henning, van die Agape Gemeente in Potchefstroom.